Dis Palmsondag. So die van wat jy weet waar Palmsondag gaan nie as jy jou woord hier het, dat jy vanoggend vra, wie nie vir my so lank blaai na Matteus hoofstuk 21 te neem. Matteus 21, as jy jou woord hier het. Toe raak het stil. Die gerief van tegnologie. Ek wil jou aanmoedig asseblief, bring jou woord saam. Ek weet ons lees nie altyd dieselfde vertalings uit nie, maar dit is goed dat jy net kan double-check of die pastoor aan die woord van die Here preek vanoggend. Anders ons kan ek hier staan en vir jou al wat 'n boksel is vertel, en omdat ek 'n boek langs my hand het, gaan jy dink, Jesus, daai pastoor lees mooi die Bybel. Ons kom op 'n interessante tyd van Jesus se bediening. Na 3 jaar in die publieke sfeer het dit eintlik gekom op daai tyd waar die perfektheid van tyd vervolmaak dat Jesus is op pad om die finale prys vir my te betaal. Hy het die afgelope 3 jaar en hy ongelooflik baie wonderwerke gedoen. Hy duisende mense gevoed met die minimaal van dinge soos goeie natuurlik sien, siekes genees, hy dowes laat hoor, lammes laat loop, hy blindes laat sien, hy het demone uitgedryf en soos wat hy bedien het die bekendheid en die naam Jesus die wêreld vol geloop. Selfs van die Fariseërs se diensknegte wat gespesialiseer in bevryding, het Jesus se naam gebruik om mense te bevry van die duiwel. So ons sien dat God was ongelooflik besig om guns op Jesus se lewe te lê, maar terwyl dit aan die gang is daar 'n politieke atmosfeer wat besig is om te broei. Die Romeinse Ryk het hierdie geografiese area binne gedoen. Hulle is eintlik in beheer van Jerusalem, die hoofstad van die Jode van Israel. En ons sien eintlik die Fariseërs en die Sadduseërs het so 'n koninkryk onder die Romeinse Ryk gehad en hulle het 'n ooreenkoms gehad met Rome dat hulle sal die Israeliete en die Jode onder beheer hou. Hulle sal hulle mense regeer tegnies, hulle sal wetsgehoorsaamheid onderhou solank Rome hulle net nie verower is, amper so 'n gemeenskaplike ooreenkoms tussen die twee. Op een voorwaarde dat die belasting wat aan keiser betaal moes word, nog steeds ingevorder geword het, dan was daar 'n soort van 'n gesamentlike ooreenkoms, ons los mekaar uit. Natuurlik ook was daar die geval dat baie van die jong manne moes in die leer opgeneem word. So was 'n polities gelaaide tyd. En die familiehoofde en die priesterhoofde was besig om baie senuweeagtig te raak, want hierdie Jesus was besig om so populêr te raak, en die mense was besig om so agter hom aan te drom, dat hy begin lyk soos 'n mag op sy eie. En van die mense het al begin sê, is hy nie daar, die koning wat gaan kom nie, en die familiehoofde het bekommerd geraak, want as die Romeinse Ryk moet hoor, dat daar's 'n koning van die Jode, dan mag hulle dadelik draai en oorlog voer teen hulle, om hierdie koning te verower, want jy sê, dis hoe gewerk het. Daar kan nie 2 konings wees, die een nasie verower, die ander. En ons sien dat die perfekte tyd het vervul, dat dis Paasfees. Mense, Jode van heinde en ver is besig om terug te keer na Jerusalem. Hulle gaan die Paasmaal geniet. Hulle gaan die Passover meal. En as jy dit nie lekker kan onthou nie, dit was terug toe die volk in Egipte was, toe God gekom het en dat die volk van Egipte gestraf, want hy was 'n mense gehad het, en elke familie moes in hulle huis moes 'n lammetjie slag, en hulle moes die vleis eet daarvan, so het bitter kry, en hulle moes die lamsbloed aan die deurkosyne van hulle huis gesmeer het, so wanneer die doodsengel deur Egipte gegaan het, en die eerstgebore seun geneem het uit elke huishouding, as straf van die Here, dan sou dies met die merk van die bloed van die lam oorgestaan geword het. En laasweek het ons ook gehoor, dit was weer die gebruik wat ingekom het toe die volk die beloofde land ingetree het God dit weer hervestig, sodat daai verbond met sy volk staande kan bly. En so die volk weer gekom, soos met die gebruik, heinde en verre het die Jode na Jerusalem toe gestroom, om saam in hierdie groot, ongelooflik belangrike geestelike ervaring deel te neem. En so kom Jesus en sy disippels ook daarheen vir die Paasmaal. Min wetend dat met hierdie Paasmaal sal Jesus dan ook die nagmaal instel. Nou vir die van die wat lief is vir statistiek, ek dink nou spesifiek aan Pieter Adaika, daar's 18 profesieë wat uitgereik was oor hoe die Messias sal lyk, waar hy vandaan kom en wat sal gebeur wat bevestig dat hy is die Messias. En tot dusver, nadat Jesus die stad binnegaan, was nog net 3 van die 18 profesieë in vervulling gebring. Jesus was gebore in Bethlehem. Hy was
deur 'n maagd geboorte gegee, en ons sien dan in die woord, ag, sal ek dit nou voor my inspring, en ons sien dan ook in die woord, die derde een wat was, is dat hulle hom as 'n profeet erken, en dit is op 'n stadium wat selfs die fariseërs gesê het, ons weet nie is 'n profeet, van leermeester, maar is nie seun van God nie. En ons kom in hierdie perfektheid waar die vierde van hierdie profesie in vervulling kom wat sê, en dit kom uit Sagaria 9 vers 9, wat lees dat Jesus sal die stad binnekom, en hy sê, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is sagmoedig, en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Jesus kom die stad binne, met 'n profetiese verklaring, ek is die Messias. Min weet dit, in hierdie week wat voorlê, gaan die res van die 14 profesie oor die Messias, een na die ander, op Jesus se lewe bevestig. En dit is wat die 4 evangelieskrywers so opgewonde gemaak het, want daar's geen twyfel dat Jesus is die redder wat ons kom. En daarom wil ek graag as ons saam lees uit Matteus 21, en wat wonderlik is, partykeer as jy so die Bybel kruisverwysing doen, sekere elemente kry jy in een van die evangelies, partykeer in 2, selde in al 3, maar hierdie gedeelte kom voor in al 4 die evangelies. Die enigste verskil is, die ander 3 vertel nie dat die filletjie, die donkie, se moeder was ook daar gewees. Dit is net in Matteus 21 wat dit bevestig word. Kom ons lees saam, ek lees uit die 2020 vertaling. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met opdrag. Gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit gebeur sodat vervul sal word wat deur die profeet gesê is. Dis in Sagaria 9 vers 9 verwys. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgestroei en ander het weer takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het uitgeroep, Hosanna, vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Hosanna is 'n Hebreëse woord. En ons gebruik dit baie keer sinoniem met haleluja. Maar Hosanna beteken eintlik verlos. Bevry ons. So dit roep eintlik uit, die bevryder is hier. Die een wat ons losmaak van dit wat ons so swaar dra, is hier. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het gesê, dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Halleluja. Nou jy sien wat vreemd is van hierdie geskiedkundige verhaal van die koning wat kom na sy verloste stad toe, is in die verlede as 'n koning 'n stad binnevaar, nadat hulle hom triomfantlik gevangene geneem het die koning nooit gekom op 'n pakdier so eenvoudig soos 'n donkie. Inteendeel, hy sou op sy perd gekom het, nie net sy pragtperd, sy oorlogsperd. Die koning sou ingekom het met sy manskap en sy leer. Dit sou 'n vertoning van krag gewees het. Hy sou so triomfantlik ingekom en die basuine sou blaas, die soldate sou rye gemaak het om die pepel weg te hou, en die koning sou ingekom het dat die hele stad moet weet, julle is nou verower, ek is 'n nuwe koning, ek is 'n Heer. Maar die woord sê Jesus, nederig van hart, om sy stad te bring op die rug van die donkie. Hy is nie 'n koning soos enige ander koning wat ek in die van gelees het. En die woord sê Jesus kom in die stad en die mense begin juig, hulle begin sing, hulle begin 'n boekleed uittrek. Nou, en daai tyd het jy nie 'n groot klerekas gehad nie, jy het maar gehad wat jy gehad het. So jy het 'n boekleed gehad wat jou eintlik beskerm het, veral teen wind en reën en so voort, en dan jy onderkleed gehad wat verstel was om jou sweet van jou liggaam bietjie te absorbeer, want oor die reinigingsgebruik en dan so dit gereeld gewas moes geword het. So jou boekleed was eintlik vir jou baie waardevol. En die woord sê, die mense het die boekleed uitgetrek, dit wat vir hulle waarde was, en hulle het die stof
pad neergelê, sodat die koning wat kom, sy dier eers die stop van die pad moes kom. Die stad was opgewonde vir Jesus wat kom. Die hartseer ding is, daardie opgewondenheid, 'n week later, word die stemme wat kruis. En Jesus gaan hierdie stad binne, en hy verklaar deur die profetiese wyse dat ek is die Messias. Ek verdien elke lof wat oor my geroep is. En die mense verklaar en die stad is in die bloed. Ek wil vanoggend miskien, het jy al 'n bietjie gewonder, as Jesus vandag hier sou moes inloop, hoe sou ek en jy reageer? Hoe sou ons gemaak het, as die koning van die konings, nie met 'n groot bassein instap nie, maar net met daai voordeur nederig inkom en nie tussen ons deur beweeg? Hoe sou ek en jy gereageer het vandag? Miskien sou van ons op ons knieë neerval en ons gesig verberg uit vrees. Van ons mag dalk ons hande in die lug steek en halleluja roep, want ons redder het gekom. Van ons mag dalk omdraai en vra, wie is die ou wat hier kom? Partykeer wonder ek of ons eers eintlik sal erken. Maar nie te min. Ek en jy hoef nie te wag vir die dag wat 'n blad van die lewe instap nie tussen ons, maar elke dag kom die Here na jou en my toe. En hy kom nederig na jou en my hart en hy sê, ek is hier. Die vraag is, hoe ontvang ek en jou daagliks? Lê ons dit wat vir ons kosbaar en belangrik is neer, sodat hy die hoogste ereposisie kan hê. En in kan kom in ons lewens, in ons hart en ons gedagtes, en die ereplek neer die koning, waar alle konings, roep ons hom nog aan as 'n Hosanna, verlosser. Die een wat kom in vrede, wat kom in nederigheid, om my en jou los te maak van dit wat ons bind en ons op te lig tot 'n verheerlik. Jy sien, die volk het geweet, as die koning van die Jode kom, begin 'n nuwe dispensasie. Hulle het geglo die Romeinse onderdrukking, dit sal heeltemal veroorloof word, inteendeel die disippels het onder mekaar gestry oor hierdie Jesus wat koning gaan wees. Gaan hy nou 'n koningsheerskappy vestig hier? Wie gaan sy linkerhand sit? Wie gaan sy regterhand sit? Wie gaan die nek van die plekkie wees? Maar Jesus steeds, weet dat hy sy pad na sy dood toe, stap die stad in en hy is nederig op 'n donkie. Nou vir die van julle wat nie weet nie, 'n donkie is maar 'n vuil dier. Is nie 'n mooi dier nie, is 'n pakdier. Alles wat ten bate kan wees van dra was op die goeie se gelê. Maar die woord sê, Jesus kry 'n donkie wat nog nooit opgery is. Met ander woorde, selfs dit waarop hy geklim het, was nie onrein nie, was nie vieslik of vuil of deur mens mishandel nie. Dit was 'n filletjie, 'n jong donkie. En hierdie donkie kry die ereposisie om Jesus in te dra in sy beloofde stad. En die woord herinner my hierdeur dat soms kies Jesus dies wat maklik oorgesien word, dies wat partykeer oorlaai word, dies wat partykeer as 'n slaanding geag word, en hy kom en hy vestig op hulle sy heerlikheid en sy salwing en sy nabyheid en hulle draers van die goeie nuus. Dit vat nie 'n belangrike perd, 'n groot leerskare met hierdie klop krygers wat Jesus hoef te dra nie. Die geringste onder hulle sal genoeg wees. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, word bemoedig vanoggend. Jesus wil in jou lewe 'n ereplek hê sodat jy die draer kan wees van hierdie verlossing. Jy hoef nie 'n ongelooflike persoon te wees met hierdie ongelooflike invloed, hierdie besondere persoon met hierdie groot naam nie. Wees jy net jy en dra Jesus met alles in jou en hy loop saam met jou en die wêreld roep om en sien die verlossing van God. En die stad is in rebellie, die mense se monde klap. Wie is dit? God sê dit is, dis 'n profeet, nee, Jesus. Dis seën van God. Jy moet sien, ek dink die stad het eintlik so 'n bietjie gesoen. Die wat geweet het, die disippels het gegaan en sê, Jesus, jy moet sien wat hierdie man doen. Dis asof sy naam al vooruit begin hardloop het. En soos wat hierdie naam vooruit gehardloop het, sal almal nou dink, goed, die koning kom tuis. Laat hom sit en feesvier, laat hom in die midde sit van die invloedrykes, wie wat doen Jesus eerste hier na. Hy gaan tempel toe.
baie van julle ken die verhaal van toe Jesus by die tempel kom. En hy stap daar in en hy sien wat gaan aan. Die markplein lyk soos 'n plek waar mense besigheid en die mense is besig om ander te verneek, want die ouens kom koop hulle offers en die gewigte is reg en dit is 'n afskuwelike spul, 'n geldmakery by hierdie. Die woord sê Jesus stap daarin met 'n heilige woede en hy reinig daai tempelterrein. Hy verjaag. Hy kom restoreer eer aan die woning van God. Nou moet jy verstaan, die voorhang sal nog nie geskeur nie. God se teenwoordigheid, sy Shekinah teenwoordigheid is nog nie in. So Jesus kom en voordat dit gebeur dat daai teenwoordigheid in my lewe kom woon, kom restoreer hy dit wat belangrik is vir God. En Jesus sê, daar staan geskryf, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowersklomp gemaak. Jesus kom en hy vestig aanbidding en gebed met die Vader in sy huis. Baie konings as hulle inkom, dan gaan neem hulle 'n posisie van feesmaal en al die buit moet na hom toe gebring word. Al die familiehoofde van die stad wat verower is, die vorige koning dees gewoonlik onthoof en uitgestel om buite dat almal kan sien, maar die generale wat oorgeleef het in die familiehoofde, hulle moes voor die koning kom en hulle moes nou vir die nuwe koning baie eer betoon en hulle moes nou geskenke bring. Jesus kom en hy sê ek is nie hier vir daai goed nie, ek sê vir die regte ding. Ek gaan restoreer dit wat belangrik is en hy kom en hy vestig weer gesprek met die Vader. Hierdie Palmsondag herinner my aan 'n koning wat in nederigheid na jou kom en sê, die Vader wil jou ontmoet. Die koning wil met jou tyd spandeer. Hy wil jy met jou prioriteite regmaak. Jy moet dit wat alles wat plek vat in steede van dit wat belangrik is, hy wil dit kom restoreer in jou lewe. Die politieke klimaat, die volksklimaat, man, dis irrelevant. Indien hy gebruik dit wat ander gevrees het om sy koninkryk te vestig. Hierdie Palmsondag leer die kinders vanoggend van Jesus wat die stad gegaan het en hierdie mense hom geloof en hom geprys het, want die koning kom tuis. Ek wil jou vanoggend bemoedig. En hierdie week, hulle noem dit die Lydensweek, is 'n week van baie gebeure. En julle sal elke dag van my af 'n voice note kry wat net 'n bietjie praat oor wat gebeur in hierdie tyd en ek die skrifgedeeltes opgedeel tussen die inkoms van Jesus op Palmsondag en die Goeie Vrydag wat hierdie komende Vrydag is. Dit is die kruisiging van Jesus Vrydag en ek wil jou sommer klaar uitnooi hierdie komende Vrydag 8uur het ons Goeie Vrydag diens hierso. So maak seker jy kom gaan. Dis net 'n uur dan is dit verby. Maar kom dat ons saam Jesus se kruisiging herdenk. Maar in hierdie week kom Jesus en hy het gesprekke met mense en hy begin dinge sê verander om dinge plek te sit sodat wanneer die dag en die tyd kom wat hy die finale prys betaal vir jou en my, die prys wat hy vir die grondlegging van die aarde reeds erken het hy sal betaal, begin die Here sy volk sy prioriteite regtrek. Is jy bereid om dit wat vir jou kosbaar is neer te lees wat jy in krante is jy bereid om daai markplein, daai aktiwiteite wat besig is om jou geloofskommunikasie met die Here te werk, is jy bereid om dit bietjie skoon te maak? Of wil jy tyd neem dat Jesus self in jou lewe dit kom skoon maak? Want ek wil vir jou sê, as ek Jesus so lees, hy was nie genadig nie, wanneer hy skoon maak dit wat hy daar het. Word sy stoel en tafels omgegooi. Hy was kwaad. Hoekom? Want hy hou nie van dit wat hy doen. Op hierdie Palmsondag kom ons koning en hy sê nie, ek is nederig en diensbaar tot elkeen. Die woord sê, ek het gekom om te dien. Jesus woord is gekom om te dien, maar maak my nie minder koning nie. Inteendeel, dit maak my die koning van ander konings. Want daar was nog nie 'n koning soos hy. So as ek moet opsom vanoggend, en dis 'n baie kort boodskap, wil ek jou vra, is jy bereid dat Jesus so oor jou lewe regeer, dat
dat jy jou nederig dien, dat die wêreld om jou hom sal sien, hom sal eer. Is jy bereid om dit wat vir jou kosbaar is neer te lê in sy eer? Is jy bereid om ruimte te maak dat jy en hy saam kan wees deur gebed en kommunikasie? Want dis hoe hy gekom het, sodat die wat verlore is gered word. Die wat neergemat is opgetel kan word. Die wat honger en dorstig regtigheid dit kan vind. Die lewe in oorvloed wat hy beloof het in Johannes, is dit wat hy vir ons kom werk het op die kruis. Jesus kom en hy sê, ek is die koning. Ek is die verlosser. Ek is die redder. Maar hy verklaar het nie. Die mense om hom verklaar het. Is jy nog bereid om die naam van Jesus op jou lippe verander te sê? Is jy bereid om te deel? Die hoop wat jy het, hierdie mense wat kom en saam sing en die Here doen verprys soos wat Jesus in die stad inkom. Hulle is opgewonde oor die koning van konings. Hulle is opgewonde oor die hoop wat hy bring. Hulle is opgewonde oor die verlossing wat hy gaan vestig. Is jy nog opgewonde oor Jesus? Of weet dit vir jou net nog 'n tweede ding gaan? Tjoe! Ek het op dit sê, maar dit stil in die kerk. Nou, bo op die skof van 'n donkie, as jy sy haarpatroon daar sien, dan maak dit 'n kruis. Jy het geweet. Hoe ironies, dat selfs die pak die waarop hy ry, word 'n profetiese woord van hoe hy sou sterf. 'n bevestiging van die profetiese woord wat sê hy sal aan 'n boom hang. Dis nie verloops nie, dis nie per toeval nie. Dis nie 'n ongeluk dat dit gebeur het soos dit gebeur het nie. En weet julle hoekom het Jesus die donkies, en dit is my laaste vinnige dit met komputer, weet julle hoekom het Jesus die disippels vooruit gestuur om die donkies te haal, sodat ek ook vir die eienaar kan sê wie die donkies soek? Weet jy hoekom? Wat gebeur as jy 'n ander man se donkie vat sonder dat hy weet jy van? Wat noem ons dit? Diefstal! Jesus self het rein gebly in dit, deur hy gesê het, gaan daar is twee donkies net daar, so jy gaan hulle daar kry genade. As iemand vra wat doen julle, dan sê hulle, my meester soek dit, ek gaan dit vir julle terugstuur. Jesus het nie die donkie gesteel waarop hy gery het nie, halleluja. Ek moet my nou beheer, daar's 'n grappie wat ek maak, wat ek nie maak. Maar verstaan jy, kind van die Here, selfs in daardie oomblik, selfs terwyl hy op pad is na sy dood toe, bly getrou aan die Vader met jou en my in sy gedagte, nederig tot sy roeping, lieflik, loflik is die voete wat kom in die naam van die Here, Jesus Christus. Mag ek en jy ook 'n palmtak bietjie afpluk iewers, en hom net neergooi op die pad, dat die voet van die Here net in jou lewe sal stap, nie in die stofstraat nie, maar net bietjie op 'n ereplek in jou lewe wees. Jo. Kijk, my doktertjie is baie lief om haar klere uit te trek en ons neer te gooi. En jy tel altyd hierdie vuilkleertjies op, maar selfs al loop jy in die huis en jy vuil skoene, trap jy nie op haar vuil klere nie. Kan jy dink wat sy eer dit moet wees wanneer jy jou blou boekleed vat en jy na die koning van konings met 'n donkie uit loop. Net sodat hy nie op die stof van hierdie baie trap nie. Jy kan nie dat baadjie neergooi as jy nie bietjie buig, is dit so? Soms moet ons net ons vooropgestelde wees vir die Here en sê, wees koning, U is wel. Hierdie stad, U is wel. Hierdie binneste van my lewe, U is wel. Word verheerlik, U is my verlosser. Hosanna in die hoogste. Die verlosser wat kom vanuit die hemel uit. Ek sluit af met vers 5. Hy is sagmoedig. Dit is 'n moeilike ding om soms vas te hou. Openbaring sê daar kom 'n dag wat hy gaan terugkom met sy kleed gedoop in die bloed van sy vyande. En dit spreek van sy oordeel wat kom aan elkeen wat hom nie wil aanvaar nie, maar vir die een wat hom wil aanvaar, is hy sagmoedig. Dit beteken sy arms moes. Beteken, want jou kind die vir jou sleg optree, jou vou hulle net so. Dis wat Jesus is. En as jy nog nie jou hart vir hom opgemaak het nie, as jy nog nie tyd geneem om hom in die ereplek te laat nie, wil ek jou vanoggend net maak.
terwyl ons hier so sit, sluit elkeen net sy oë. Here, ons is 'n menigte vanoggend hier teenwoordig. Die kinders, die wat U ken, die wat van U gehoor het, die wat dalk vir 'n wyle ver van U af dalk gewandel het. Here, hoe kosbaar in U oë was dit, toe U die stad binne gaan, dat die bevestiging van U heerskappy ook daar was. Here, vanoggend is U dalk besig om by ons harte te klop, soos wat U ons hartstede wil binnegaan. Nederig kom U na ons toe en sê, my kind, ek is hier om jou hand te neem vanoggend. Ek is hier om jou verlosser, jou Hosanna te wees. Ek is hier koning te heers oor jou lewe. Kyk, ek is sagmoedig, ek is nederig, my juk is lig, my las is lig. Ek is hier om jou op te tel. Ek is hier om saam met jou in oorwinning te tree, want ek weet reeds wat ek vir jou gedoen het. Ek weet reeds wat die pad vorentoe vir my gehou het, toe ek gesê het, ek roep jou as myne. Here, mag ons vanoggend net sê, hier is ek. Here, neem my lewe, neem my hart, ek gee dit vir U. U is my koning, ek lê dit alles voor U neer, soos die mense hulle boomklede en die palmtakke voor U neergelê het, lê ek my lewe voor U neer, Here, sodat U in ereposisie oor my lewe kan beweeg, en sodat U oor my lewe heerskappy mag hê. Daar's niemand soos U vanoggend nie. En Here, as ek te lanklaas U opgetel het, opgehef het, en U op my skouers geplaas het, op die bloedpunt van my hart, daar waar U 'n ereposisie kan gee, Here, wil ek vandag my verneder, soos 'n donkie, en sê, Here, wees U die heerser oor my lewe. Ek is nog maar net 'n diensman, ek is nie 'n skepping van U hand, maar U wil regeer in hierdie plek oor my, Here. Laat toe, Here, kom wees koning. Here, ek wil waak vanoggend, dat ek nie op een oomblik U naam met lof besing soos die mense, en 'n paar dae later U naam verswelg, weer te skree kruisig om die Here. Mag ons lewens een wees, wat uitroep van lof en eer tot U, en mag ons waak dat ons in ons lewens hierdie draaie stap, waar U eendag koning is, en die ander dag prisonier en uitgeworpene is. Here, maak nie saak wat ons aangaan nie. Maak nie saak wat die klimaat om ons is. Mag ons met vrymoedigheid U aangryp. En ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus.